Goeiedag, hierdie is nog 'n video oor driehoeksmeting op die kartesiese vlak. Party mense noem dit die Pythagoras tipe vraag. Ons gaan hierdie vraag bietjie deurwerk. Ek gaan dit gou vir ons lees. As sec theta is gelyk aan minus 10 op 8 en hierdie theta lê tussen 180 en 270 grade op die kartesiese vlak, bepaal sonder 'n sakrekenaar die verhouding van die volgende. Dan moet jy sin theta uitwerk en dan tan theta maal cos theta. Om hierdie som te kan doen, is daar 'n groot klomp voorkennis wat ons moet seker wees van. So kyk, het jy dit gou onder beheer kry. Voordat jy met driehoeksmeting in jou lewe begin, moet jy eers hierdie tabelletjie gaan neerskryf en hierdie rympie leer, sins, cosas en tanta. As jy dit nou nie weet nie, moet jy aangaan met die video nie, gaan vind my eers uit wat is dit. Dan weet ons sin is teenoorstand op skuins, cos is aangrensend op skuins, tan is T op A, teenoorstand op aangrensend. Sin en cosec is resiproke van mekaar. Met ander woorde, as sin T op S is, sal cosec S op T wees. As cos A op S is, sal sec S op A wees. En as tan T op A is, sal cot A op T wees. Hierdie val net in die graad 10 syllabus, sal weer op universiteit gebruik word. Dan moet jy jou kartesiese vlak ken. Jy moet weet, hierso is die x-as, die y-as. Hier begin ons by 0 grade, dan maak ons oop na 90 toe, deur na 180 toe, verby na 270 toe, deur na 360 toe. En dan moet jy gaan kyk na die videoetjie oor notasie, dat jy verstaan wat hierdie skryfwerk hier beteken, dat theta lê tussen 180 en 270. Dan moet jy weet hoe Pythagoras werk. Kort kwadraat plus kort kwadraat is gelyk aan lang kwadraat. Gaan kyk na die videoetjie wat sê Pythagoras in leuke taal. Onthou asseblief om onderaan aan te dui of jy van die video gehou het of nie. Jy kan ook in die comments afdeling 'n boodskapie vir ons stuur oor enige iets van graad 1 tot graad 12 wat jy nie verstaan nie. Dan maak ons vir jou 'n klein videoetjie verniet. Jy kan ook 'n boodskapie stuur na hierdie nommer toe en dan sal ons vir jou binne 'n paar dae 'n videoetjie maak en op YouTube sit, ook verniet. Terug na ons oorspronklike probleem toe. Daar het ons gesê dat sec theta is minus 10 op 8. Ons weet uit die tabelletjie uit dat sec is skuins op aangrensend. Nog 'n probleempie. Daai minus moet jy onthou, al staan hy daar, kan hy in die middel staan of onder. Moet hom nog nie nou toedeel aan die 10 of die 8 nie. Ons sal eers sien waar hy hoort, soos ons vorder. Verder staan hier dat die hoek waarmee ons gaan werk, gaan tussen 180 en 270 lê. Ons gaan dit nou op die kartesiese vlak aandui. Met hierdie inligting saam, weet ek nou dat ek in hierdie kwadrant gaan wees. Hier staan gaan tussen 180 en 270 wees. Maar nog iets sê vir ons hier dat sec is negatief. Sec is 'n boetie van cos en hulle is almal negatief in hierdie twee kwadrante. So beteken ons gaan in hierdie kwadrant wees hieronder. Ek trek my terminaalarm hierso en 'n stippellyn terug daar en dan sit ek daar met 'n driehoekie waarmee ek kan werk. Die theta lê van daar tot daar, maar vir die doeleindes van ons uitwerk, gaan ons in daai hoekie daar staan. Sec wat dan S op A is, beteken my skynsy sal 10 wees en my aangrensend gaan dan daai minus 8 wees. Ek het jou gewaarsku, pas op daai minus. Ons radius kan nie 'n negatief wees nie, so met ander woorde ons moet die minus daar sit. Nou gaan ons Pythagoras gebruik om die oorblywende sy uit te werk. Pythagoras sê kort kwadraat plus kort kwadraat is gelyk aan lang kwadraat. Wiskundig tegnies, soos ons liewerste hier x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan r kwadraat gesit het, maar dit maak die mense te mekaar. Ek gaan met hierdie storieetjie aan. Ek sê net gou dat hierdie is die kort sy en daai is die lang sy. Dan vervang ons hierin. Onthou om altyd in hakkies te vervang dat jy jou sakrekenaar kan gebruik. Hierdie werk jy dan met jou sakrekenaar uit jy nie jou tafels ken nie en dan minus jy die 64 daai kant met jou sakrekenaar as jy nie goed in jou kop kan minus nie. En dan wortel jy die 36 en die y kwadraat en dan kry jy y is plus of minus 6. Nou moet jy onthou, y is negatief onder die x-as, beteken hierdie deel moet y negatief wees. Dus kom ek dan 'n minus 6 op hierdie teenoorstaande sy sal skryf. Nou is al die harde werk verby en nou kan ons net die verhoudings gaan neerskryf. Onthou in die begin is ons gevra om die verhouding van sin theta uit te werk. Nou weet ons dat sin is T op S en dan gaan staan ons hier, dan is teenoorstand minus 6 en skuis is 10. Dan is dit my finale verhouding. Die volgende verhouding was dan tan theta maal cos theta. Ons weet tan is T op A. Party onderwysers wil hê om nou skryf y op R. En cos is A op S, wat dan x op R sal wees. Maar vervang ons net hierdie goed hier uit hierdie prentjie uit hierin. Wat dan so sal lyk, my teenoorstand is minus 6, skryf ek hier. My aangrensend is minus 8, skryf ek daar. Hou my vermenigvuldig. Dan is my aangrensend weer minus 8, skryf ek daar. My skuins is die 10, skryf ek daar. Dan kan ek hierdie uitwerk.
Alhoewel die som in die begin gesê het, jy mag nie jou sakrekenaar gebruik nie, mag jy enige plek langs die pad, byvoorbeeld in Pythagoras, of by die volgende berekening hier, mag jy jou sakrekenaar gebruik. Nou gaan ons hierdie net finaal vereenvoudig. Ek het hierdie som met my sakrekenaar gedoen, vir die sterker kinders kan dan gaan, en sê 8 gaan homself in 1 keer, 8 gaan homself in 1 keer, 2 gaan jy in 3 keer, en 2 gaan jy in 5 keer, dan maal jy die 3 met die 1, geef jy die 3, 1 maal 5 geef jy die 5, en hierdie minus gedeel deur 'n minus is 'n plus, en by daai 1 minus oor wat daar staan. Onthou om altyd maar op jou sakrekenaar 'n projek te vereenvoudig, soos ons wel hier gedoen het. Onthou net om met die sin theta ook dan te vereenvoudig na -3 op 5 toe. Ek hou maar van die -6 op 10, dat jy kan sien waar kom hy vandaan.